Ek het nog 'n hele anderste opdrag gekry om vanoggend met u te preek, vir u iets te sê. En dit is peace of mind. Peace of mind, gemoedsrus. My liewe suster, weet julle hoeveel krag is daar om gemoedsrus te kan hê? Wat is die grootste wonder wat jy nou nodig het? Het jy al gedink daaraan? Nie geld is, dat dit dalk nie geld is nie, dat dit dalk nie roem is nie, dat dit dalk nie 'n nuwe werk is nie, dat dit dalk nie 'n nuwe oop deur is nie, maar gemoedsrus. Amen. 'n gemoed vol van vrede. Miljoene mense, indien dit nie miljarde is, my liewe suster, verskeer op hierdie oomblik reg oor die wêreld in spanning. Hulle het soveel spanning, hulle het soveel angs, hulle het soveel fobies en depressie wat hulle ervaar in hulle lewens, dat hulle kan nie met hulle self saamleef nie. Mense trek moeilik omdat hulle nie gemoedsrus het nie. Hulle kan nie ordentlik slaap nie. Hierdie ouens bly nog in hulle liggaamlike funksies raak deur mekaar. Ewe skielik het hy hoë bloeddruk of sy hoë bloeddruk of lae bloeddruk of wat ook al, want hulle liggame is in wanbalans as gevolg van hulle het nie daai vrede in hulle harte nie, daai innerlike vrede nie. Hulle voel ellendig. Hulle is ongelukkig. Hulle het nie daardie spreekwoordelike rus in vrede nie. Want hulle ervaar nie die gemoedsrus wat die Here vir hulle kan gee. Baie mense vandag se tyd is innerlik lewendig, maar die binnekant in hulle, die binnekant is daar kwelling, dinge pla, dinge is nie reg nie. Ja, hulle weet hulle het 'n harte vir die Here gee, hulle is op pad hemel toe, maar daar is steeds goed wat nie lekker is nie. Hulle glimlag aan die buitekant, maar binne hulle lewe en hulle gedagtes en harte is dit chaos. Kan ek dit so voorstel? Hulle slaap op sagte kussens, tog lê hulle gedagtes op dorings. Jesus het gesê in Johannes 14:27, julle moenie ontstel wees nie en julle moenie bang wees nie. Maar die feit bly staan, my liewe suster, dat baie Christene steeds besorgd bly en in vrees lewe. Hulle het nog nie aanvaar dat as God sê, ek sal vir jou sorg nie, as God sê, ek sal vir jou omgee nie, het hulle nie dit nog steeds in hulle lewe ervaar nie. Weet jy hoekom nie? Want hulle glo dit nie. Dis eers wanneer jy besef die grootheid van God, dis eers as jy besef hoe wonderlik die Here vir ons is, dat jy weet, hy sê, hy sal vir jou sorg, dan sal hy vir jou sorg. Dat jy nie moet kommer wees nie. Baie mense word gepla in die geheim en is paniekerig en het slaaplose nagte. Ek weet nie of julle slaaplose nagte het nie. Jesus sê in dieselfde vers, kom hy verder en sê, vrede laat ek hier gee ek vir julle. My vrede gee ek aan julle. Tog kan min mense wat in kerke sit vandag, min mense wat sê hulle is Christene, die volgehoue gemoedsrus ervaar. Vir baie is dit asof die vrede kom en die vrede gaan. Dit gaan net mooi lekker by die huis en dan kom onmin in of onvrede kom on, wat dinge gebeur. Hulle het nie daai aanhoudende gemoedsrus wat hulle eintlik in die Here moet hê nie. Want hulle glo nog nie ten volle as God sê, ek gee vir jou vrede, dat jy vrede sal hê nie. Hulle bly gespanne, hulle bly rusteloos. Luister na hierdie Openbaring, toe ek hierdie boodskap skryf, toe skryf ek dit vir myself nie en ek wil dit vir jou lees. Wanneer God jou gemoedsrus gee, gee jou die krag om die storms wat die lewe op jou pad bring te hanteer. Dan hoef jy nie bekommerd te wees oor dit wat gaan kom nie. Ja, dit sal kom, maar weet jy wat, met God aan jou kant, wat kan teen jou staan? Jy het daai gemoedsrus by die Here. Nou wat is gemoedsrus?
Gemoedsrus by Engels beteken jou innerlike wêreld, jou gedagtes, jou hart kom tot rus. Dit is shalom. Dis heelheid, dis vrede, dis stabiliteit. Hoekom? Gemoedsrus begin by die vrees van die Here God. Dit beteken dat jy erken, Here, ek erken, U is my skepper, halleluja. Here, ek erken, U is my voorsiener, prys die wonderlike naam. Here, ek erken dat ek in U meer as oorwinnaar is, halleluja. En omdat ek dit is, Here, geef my stabiliteit, U geef my vrede, Here. U bring weer eens daardie wonderlike woord in my lewe terug, wat gemoedsrus is, Here. Want ek hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Weet jy hoekom? Want jy kan tog niks daaraan doen nie. Net God kan. En as jy jou in sy hande plaas, as jy jou in sy hande gee, dan gee jy ook die mooi van môre. Halleluja. Want hy is nie 'n God dat hy sou lieg nie. Hy sê, ek sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Hy sê, ek sal vir jou dit gee wat jy nodig het. So kom op 'n plek waar ons totale gemoedsrus kan ervaar in die teenwoordigheid van die Here. Dit beteken dat jy as kind van God 'n groot eerbied vir hom het. Hy is nie sommer die man daarbo nie. Hy is jou God, halleluja. Hy is jou hemelse Vader. Hy is die een wie jy groot ontzag en eerbied moet hê. En daarom sê, hoe groter God vir jou word, hoe groter sal jou seëninge wees, halleluja. Want as God vir jou op afstand is, as God baie klein is, dan gaan jou seëninge ook klein wees. Maar hoe nader jy aan die Here grote God staan, dan sal hy vir jou groter word, en hy tel jou op, en hy draai jou om sy arms, hou jou om sy hande vas, hy beskerm jou om sy vlerke, en hy sê, jy is myne. Jy is myne, jy is alleen myne. Psalm 34 vers 11 sê die volgende: Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. As iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leens. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Soek vrede. Weet jy wat? Gemoedsrus in die Here is 'n goddelike wapen wat hy vir ons gegee het. Want jou vyand weet, my liewe suster, dat as hy jou gedagtes kan frustreer, as hy jou geloof kan vernietig, dan het hy jou vas. Hy weet jy wat, gevegte begin in jou gedagtes voordat hulle in die lewe manifesteer. Wat in jou kop aangaan, gaan sy weg na jou buite toe vind tot in jou lewe. En baie keer voel ons magteloos om ons gedagtes te beheer. Maar om te beheer te wees van die gedagtes is een van die geheime om in beheer te voer oor hoe jy voel. Jy moet jouself kan beheer. Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 5, ons neem elke gedagte gevange om het aan Christus gehoorsaam te maak. So as jou gedagtes weer rond begin hardloop en rondspoel, sê vir die Here, Here, ek neem my gedagtes gevange. Ek gaan nie meer bekommerd wees nie. Ek gaan net my beste doen, want ek weet, Here, U is in die dag van môre vir my. Halleluja. Met ander woorde, jy hoef nie heeltyd te dink aan allerhande dinge om jou nie. Dinge wat nie van God afkom nie. Want ons fokus te veel op die lelike goedes. Ons fokus te veel op dit wat die wêreld gee en dit wat die wêreld doen. Ons fokus te veel op die politieke omstandighede om ons. Ons fokus te veel op die petrolprys in plaas dat ons na die Here toe kyk en sê, Here, U is my weg, die waarheid en die lewe. In U sal ons lewe, al kom wat ook al ons pad langs. Ons kan nie met daardie negativiteit lewe nie. Want as jy met daai negativiteit lewe, sal jy nooit gemoedsrus hê nie. Vernietig dit uit jou lewe uit, as dit nie van God is nie. As jy weer 'n gedagte kry, en dit lyk vir jou, of dit klink vir jou dat dit negatief is, dan sê jy, ek ervaar dit nie. Los kom weg uit my uit. Daar is soveel
soveel valse leringe deesdae gaan. Daar's soveel klomp leuns wat die afgelope tyd opgaan. Jy kan sosiale media opmaak en mense praat en is besig om almal te verlei met allerlei goedes by broer en suster. En dis wat hulle in die mense lewens inbring. As jy sulke goed sien, bly weg, sit dit af, moenie daarna luister nie. Kry beheer oor jou gedagtes, kry beheer oor jou lewe, en God sal jou 'n goeie bestemming gee. Prys die naam. Weet jy wat? Hierdie goeders maak jou nie depressief, man. Hierdie goeders maak jou net mismoedig en dit maak jou wanhoopig. Maar wanneer jy aan God en sy gedagtes vashou, sê hy dan nie vir ons, dink die dinge wat daar op is nie. Moenie hierdie aardse goedjies bedink nie. Moenie dinge dink wat oor jou naaste hier buitekant aangaan of oor jou buurman se probleme nie. Dink oor dit wat God op jou pad gaan stuur. En hy sal jou die geleentheid gee om iemand in nood ook te help. Want hy is 'n God wat jou prys sy wonderlike naam. Hierdie dinge beteken dat jy nie meer so produktief kan doen nie. Jy kan nie dinge meer goed doen nie. Het ons nie al geleer dat ons moet dinge doen, elke ding wat ons doen vir U, soos wat ons het vir die Here doen nie. Dan doen ons dit nie meer nie, dan raak goed afgewater. Want ons hou ons op met negatiewe, onbelangrike goed. Die woord van die Here sê, hou jou gedagtes gevange. Hierdie is pyle wat die vyand afvuur teen die kinders van die Here, veral in hierdie laaste tyd. Hy soek redes om jou te verlei. Hy soek redes om jou te mislei. En hy gaan dit bring as jy jou nie bewaar van al hierdie dinge nie. Maar wanneer die hemelvrede in jou gedagtes uitgestort word elke sataniese geraas bedaar. Dan raas die wêreld nie meer in jou oor nie. As God sy gedagtes, hemelsgedagtes in jou lewe inkom. Jesaja 26:3 sê, U sal hom in volmaakte vrede hou, wie se gedagtes op U gefokus is, omdat hy op U vertrou. Hoor julle hoe vers is dit? Wie se gedagtes op U gefokus is, omdat hy op U vertrou. Dan sal U hom in volmaakte vrede behou, sê die woord van die Here. Weet jy wat? Innerlike vrede wat ons ervaar, is 'n kosbare seën van God. Vrede is 'n bewys dat jou vertroue in die Here is. Die Bybel gee hierdie versekering, ek wil dit vir jou lees, in 1 Johannes 4:4. Julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het julle reeds oorwin omdat die Gees wat in julle woon, magtiger is as die Gees wat in die wêreld woon. Jy is sterker as wat jy dink jy is. Jy is magtiger as wat jy dink jy is. Vat net 'n bietjie die autoriteit wat die Here vir jou gee en kom in vrede en leef in vrede. Vrede in die gedagtes skep stabiliteit in die lewe. Kyk 'n ou wat onvrede het, 'n ou wat nie lekker is nie. Dink as hy is onstabiel in alles wat hy sê en hy doen en sy lewe lyk ook so. Jy kan nie 'n stabiele lewe bou as jy onstabiele gedagtes het nie. As jou gedagtes rondspring na een en ander ding toe. 'n rustelose gedagte neem verkeerde besluite, reageer emosioneel en leef in vrees. Maar vreedsame gedagtes, hoor duidelik, dit onderskei reg en beweeg dan in wysheid van die Here. Halleluja. 1 Korintiërs 14:33 sê, want God is die bron van verwarring nie, maar van vrede. Halleluja. Waar verwarring eindig, begin duidelikheid en gemoedsrus begin dan in jou lewe intree. Here, ek gaan nie meer dat my gedagtes rondspring nie. Ek gaan nie my meer bekommer oor dinge waaroor ek my nie niks aan kan doen nie. Ek gaan my hande nou in U hande plaas. Ek plaas my lewe in U hande, Here. Weet jy wat? Om vrede te kan hê, om gemoedsrus te kan hê, is groter en beter as enige besitting wat hierdie wêreld kan hê. Want jy kan in 'n mansion bly. Jy kan in 10 huise, jy kan 'n huisves in elke see om ons hê. Maar as jy nie vrede in jou lewe het nie, het jy niks. Baie mense het baie geld, genoeg geld, maar hulle ontbreek vrede in hulle harte. Hulle
het nie daai gemoedsrus wat hulle nodig het nie. En kan ek vir jou sê, al het jy ook al die geld in die wêreld, al het jy ook hierdie Elon Musk kan kry met geld, kan jy nie geluk koop nie. Jy het dit nodig en jy is slegs by Jesus te kry. God kom en hy wil egter vrylik vir jou dit gee. Hierdie kosbare geskenk wil hy vir jou gee, gemoedsrus wil hy vir jou gee, sodat jy beter kan voel oor jouself, sodat jy beter kan leef met jou vrou, sodat jy beter kan leef met jou man en met jou kinders, dat jou kinders op kan kyk en sê, my pa is wonderlik, daar's iets in hom wat nie in die wêreld is nie. My mamma het 'n vredenaar. En gaan kyk maar hoe kinders ly onder ouers wat dit nie het nie. Lees hierdie versie in Spreuke 17:1. Beter is 'n droë klim met vrede as 'n huis vol offerandes met stryd. Dis regtig so. Die aanwesigheid van God lewer geestelike rus. Weet jy hoe lekker is dit om in die teenwoordigheid van die Here net te vertoef elke dag? Dis wonderlik. Wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom, dan ervaar jy 'n wonderlike vrede wat ongekend is aan die wêreld. Ja, en al is daar storms daar buite wat in jou aankom, en dit slaan teen jou huis, en dit gebeur alles, het jy 'n vrede hier binne in jou. Weet jy hoekom? Want jy is naby die Here, jy staan naby hom, is dit nie wonderlik nie? Sy teenwoordigheid vul jou, daar's 'n magneetveld van teenwoordigheid in die teenwoordigheid van die Here, wat geen mens kan doen nie. En wanneer jy besluit, ek tree in daai magneetveld, is die Here besig om jou lewe nuut te maak. En hy kom en hy verander jou. Weet jy, God maak die storms op die oop see stil, maar net so kan hy ook daai storm in jou hart stil maak. Wanneer jy besluit, Here, ek wil naby aan jou wees, jy kry daar vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wow! Hoe kan daar nou so wonderlik vrede hê? Ek soek dit ook. Vrede is nie afwesigheid van probleme nie. Ja, ons gaan steeds probleme kry. Dinge gaan steeds kom. Maar vrede is steeds in die teenwoordigheid van die Here. En eerder met die Here in my bootjie in die oop see as sonder hom daarin. Want hy kan verskil bring in dit wat ek nodig het. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Halleluja. Daarom, my broer en suster, beskerm jou verstand soos 'n skat. Dis kosbaar. Jou gees is kosbaar, jou hart is kosbaar. Jy hoef nie elke stem toegang te gee tot jou lewe nie. Jy hoef nie na elke woord te luister wat mense spreek nie. Jy hoef nie na elke een raap en sy maat, sy idees en menings te luister nie. Elke gesprek verdien eintlik nie wat in die wêreld aangaan in elke kind van die Here se lewens nie. Om totale gemoedsrus te behou, kies die regte geselskap. Kies wie jy in jou lewe inbring. Sommige mense verloor hulle wonderlike vrede. Sommige mense verloor hulle gemoedsrus omdat hulle toelaat wat hulle eintlik behoort te verwerk het. Dan bring hulle dit in en dit bring skade en hierdie mense se woorde bind jou. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die wil van God is, wat goed en wat welgevallig en wat volmaak is. Daarom beskerm jou vrede. Die vyand wil dit steel. Filtreer jou gedagtes wat binnekom, soos wat jy diamante sal suiwer of goud sal suiwer. Filtreer dit as die Here. Ek vat net dit wat van U afkom, nie die wêreldse geraas nie. Vrede gee vir jou krag om daardie struikelblokke wat op jou pad gegooi word deur die vyand en die wêreld dit dan oorkom. Kyk nou 'n bietjie na 'n ontstellende persoon, hoe vinnig nog hy raak. Maar wanneer jy 'n vreedsame persoon is, dan kry jy buitengewone krag van die Here. Eksodus 14:4 sê, die Here sal vir jou veg en jy sal stil wees. Jy hoef te gaan skree nie, jy hoef nie aan die ander mense aan te val nie. God sal vir jou veg, man.
God sal dit vir jou doen wat jy nodig het in hierdie tyd. Mag ek bietjie 'n profetiese verklaring oor julle lewe spreek vanoggend. Amen. Ek wil julle net so rustig sit en maak die oë oop. En vat dit vanoggend uit die hand van die Here. Elke storm, my liewe suster, in jou gedagtes word nou gestil. Amen. Elke stem van vrees word nou uitgedoof. Elke las wat jou hart pla, word nou opgetel deur die Here self. Die onrustigheid in jou word nou vervang met innerlike vrede. En mag jy nou die seën van gemoedsrus in jou lewe ervaar. Mag die vrede van God oor die gedagtes, jou slaap, jou besluite en jou toekoms beheer neem in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Mag dit wees soos wat die Here dit nou vir ons gegee het. En mag jy voortaan in gemoedsrus voortgeweer. Prys die naam. Kom ons bid saam. Vader, U het 'n woord gegee vir iemand vanoggend. Ek weet. En daarom bid ek, Here, dat hierdie woord goeie vrugte sal dra. En dat ons net sal besef, ons sal nie in die wêreld vrede kry sodat ons by U kry nie. Daarom moet ons vrede najag met alles wat in ons is. En dankie dat ons kan weet waar ons vrede vandaan kom. Mag dit ons lewens vol maak, Here. En mag U goedheid en guns ons oortref met alles wat ons nodig het in hierdie tyd. En ons sê vir U baie dankie daarvoor.